Hoor jy nou, jy het gedog is net 'n TLB wat jy nodig het op jou plaas. Jy kort jy van daai goed ook, nee. Daai beltjie van Jans Meer. Jan Daniel gaan my gou vernering van dit verduidelik hierso. Hulle is besig om kompos te draai nou met hom. Maar jy kan soveel meer met daai ding doen. Luister hierso. Jan Daniel, hoe lyk dit? Krank jouself aan daai. Ja, rustig. Right, so. Ek dink ek kom maak nou 'n video net oor die kompos draai en whatever ook al julle hiermee besig is. Wat klink vir my, hierdie stekker is nader aan 'n TLB as enigiets anderster, nee. Is een van daai goed, as voor jy mee op jou plaas het, weet jy nie missie, nee. Ja, nee, Andrei, dit is definitief hierdie is wat ons noem ons stapel konveier en ook ons gebruik hom ook om trokke te laai. So dis 'n laai en stapel konveier. Soos jy nou sê, dit is een van daai goeders, ons het hom nou al baie keer, dan verkoop ons hom vir een doel aan die boer en as ons weer sien, gebruik hulle hom vir allerlei ander goeders. So dit is 'n baie lekker, jy kan klomp verskillende produkte met hom hanteer. Wat ons doen hier in hierdie geval is ons pak windrye met hom. Ja. Die probleem is as jy met 'n laaigraaf windrye pak, dan kompakteer jy jou kante van jou rye en dan kry jy nie soveel natuurlike suurstof deur nie. So wat ons in die geval doen is ons pak windrye met hom en ons hy pak, soos jy nou kan sien daar's geen kompaksie nie, hy's baie ligter. Ons pak 'n lekker styl ry. Hy val net mooi lekker daar. En wat gebeur nou met die proses is jy kry baie meer natuurlike suurstof deur die produk. So omdat jou hoop word warm en hy maak 'n convex of soos die Amerikaners sê 'n chimney effek. Ja. Waar hy suurstof intrek en jy het maksimum lugvloei deur jou produk. So dis net weer nog 'n metode hoe jy actually kompos kan maak in plaas van om daai ander turners te hê wat permanent daar op en af hardloop. Kap jy hom so, want hoe gereeld moet jy hom nou draai? Ja, so dit is waar die groot ding kom is jou draaiwerk met 'n turner is 'n intensiewe, dus jy het 'n trekker, spesiale trekker nodig en dit is redelik intensief. Waar met hierdie is jou kostes laag want jy doen dit in die eerste plek, doen jy dit nou een keer 'n maand waar jy dit nou tipies een keer 'n week sou gedoen het. Maar belangriker as dit, ons kry baie goeie jou meer sensitiewe organismes. Kry ons 'n baie beter diversiteit van in kompos wat op hierdie manier gemaak is, omdat jy nie daai aggressiewe draai in jou produk het. So as jy wil rustig kompos maak, dan is hierdie jou plek. Dit is en op die ou end kompos is maar 'n geduldige besigheid. Die ouens wat nou al met dit gewerk het, sal vir jou sê, dit is maar 'n geduldige besigheid, dit help nie, ons jaag hom aan nie. Wat belangrik is diversiteit in mikroorganismes op die ou end van die dag. Jy praat van windrye, nee, maar ek dink hierdie is nader aan 'n windrooi. Nee, ja, op 'n EI. Ja. Nee, op 'n II. Nee, daar's die regte ene, nee. Wat julle hier by mekaar maak. Sal dit nie ook help as jy 'n bietjie kleiner maak nie of gaan dit maar net oor luister hierso afhangende van hoe jou spasie is en daai tipe. Ja, Andrei, eintlik waaroor dit gaan is die oppervlakte aan die kant. Nou soos jy kan sien, kompos is nie so sand wat vloei nie. Hy is platter en hy pak beter. So ons kry waaroor dit gaan is daai oppervlakte van buite wat jy het en dan die vorm van jou ry. Hoe styler jy hom kan pak, hoe meer oppervlak het jy vir suurstof om in te kom. So die grootte hierdie groter ry is baie meer spasie effektief as wat jy klein rytjies het. En jy het eintlik 'n groter skoorsteen wat meer suurstof intrek op die natuurlike manier. So jou eintlik groter. Ja. Aha. Okay. Ons kry net gou vinnig hier. Het julle hom net gewoonweg klein trekkertjie op 'n 3-punt met 'n generator daar wat haak. En dan ek neem aan as jy nou 'n eie generator goed het, kan hierdie opset en maar maak soos jy lus is. Ja. Maar in hierdie geval, jy kan vir my dit ook supply as ons doen hom ook in petrol en hidrolie, so jy kan hom van die auxiliary van die trekker af trek, of jy kan hom of ons doen een met 'n petrolmotor wat van die petrolmotor af. Afhangende wat jou behoeftes is. Hang af wat vir die boer die beste werk. Okay, en dan hardloop ek hom net hydraulically, neem ek aan wat ek hom net lig daarso die angle wat ek hom wil hê op die wiele, daai scissor besigheid. Ja, so sy hoek is verstelbaar. Sy hoek is verstelbaar en ons doen hulle ook. Wat ek jou moet uitwys, Andrei, daai pypie daar bo op.
Ja. Dit is die spraybaar waarmee ons water insit. So O. met kompos wat baie belangrik is dat jy jou water opsit terwyl jy hom pak. Nou ons is so gelukkig om baie reën te gehad het hierso, so ons het nie nodig om nou water te spuit nie, maar jy kan jou water bysit daarso. Of as jy nou een of ander, kyk party ons glo ons uit een of ander doepa wat hy wil bysit, dalk organismes as jy of wat ook organisme al. wil inokuleer of 'n stimulant wil inokuleer, dan doen jy dit daardeur en jy kan dit op 'n baie egalige manier Jy sien, nou binne in jou hoop. Nou maak jy weer idees wakker hier wat ons gebly het. Ja. Nee, wat gebeur met kompos ook is as jy so 'n ry het en hy's droog. Ek het nou al gesien die ouens probeer planne maak. Jy sit 'n sprayer daar op, baie water hardloop net so aan die buitekant af. En as nou ouens wat dink hulle is slim, hulle druk 'n pen in wat die water inspuit, soos 'n inspuiting binne in die hoop. Maar wat dan gebeur as jy daai hoop steek, dan het hy 'n roete gemaak tot onder. So dis belangrik dat jy jou water egalig oor deur die hoop kry om dis maar soos 'n ek vergelyk dit altyd met 'n nat lappie. Ons almal weet as jy 'n droë lappie vat en jy probeer water opvee, dan vryf jy hom eintlik net rond. Ja. Maar as hy klam is, dan absorbeer hy water. So as jy jou water binne in die hoop het en jy spuit hom dan van buite af, dan kry jy jou penetrasie. Dan loop hy nie net af of hy soek 'n roete deur jou kompos. Ek hoor jy, maar luister jy, as ek julle nou reg kan opsom, nê. Julle doen nie net organiese materiaal nie, julle doen enige materiaal wat ek wil hanteer, praat ek met Jan Smeer. Jy enige ding. Ons het 'n ander hopper, ons doen baie van hulle op die graan. So ons het 'n ander hopper vir die graan net. As ek 'n graandam of 'n ding het of wil maak. Wat baie van die ouens nou doen is hulle stack stoor in plaas van silo stack hulle die stoor, want as die graan uit is kan hulle daai stoor vir iets anders gebruik. So ons doen nou baie dit. Ons doen sand, jy kan bale pak met hom, jy kan dit hoef nie net losproduk te wees nie, jy kan sakke pak met hom. En die beste van alles, as ek hom so kyk, hy's robust gebou, hy's gemaak vir hard werk. Ja, en hy's lekker mobiel, jy hak hom agter die bakkie of agter 'n trekkertjie, jy kan sy hoogte verstel, so ons het hom so gemaak sodat jy enigiets kan hanteer met hom. Laaste ding, lengtes, wat se lengtes kry ek hom in? Hierdie is ons 11 meter 900. Ons doen 'n reeks van ander, ons doen 'n 9 meter mobiel ook en ons doen 'n nouer ene. Ons doen ook 'n 16 meter. Is ons langste een wat ons standaard bou. So as ek lus is om op die tweede verdieping te gooi, dan kan ek dit doen. Dis reg. Uitstekend. Ja, Daniel, dankie baie. Right, so jy wil 'n stukkie materiaal skuif. Luister hier. Jy kort so scare elevator besigheid van Jan Smeer. Dis die ding is awesome. Hy het al aan 10 goed gedink waarvoor ek hom kan gebruik. So, as jy moeg is om die manne om sakke en daai tipe van goeders, daarso. Jy wil kompos skuif, daarso. As jy wil klip skuif, daarso. Linkie bo of onder, kom met hulle in kontak. Dis die van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.